Ons het laasweek begin met die Nuwe Testament, die Nuwe Testamentiese kerk, en ons het gesien vanuit die kruisiging en vanuit die leë graf het daar 'n nuwe beweging, 'n nuwe lewe ingekom, en dit is die kerk wat ontstaan het as gevolg van dit wat Jesus gedoen het, en ons besef die groot impak van die kruis en die opstanding van Jesus. Dit het alles verander. Dit het die hele wêreldse geskiedenis verander. Dis 'n draaipunt vir elkeen van ons gewees. En dan as ons nou verder gaan, dan sien ons die groot impak van die uitstorting van die Heilige Gees, die Gees wat gekom het, soos Jesus beloof het, soos hy Johannes aan sy disippels beloof het, soos hy na sy opstanding aan die disippels beloof het. Hierdie groot impak moment in die kerk 2000 jaar terug. En onthou wat het ons laasweek gesê, ons moet dit deurtrek na ons toe. Want ons is deel van die Nuwe Testamentiese kerk. Ons is kerk omdat Jesus Christus aan 'n kruis gesterf het. Ons is kerk omdat ons sondes vergewe is en omdat hy Jesus opgestaan het. En nou daai vraag, maar ons as kerk vandag, as Nuwe Testamentiese kerk, hoe moet ons lewe? Hoe moet ons reageer? Wat is ons uitdaging? En ons gaan ons meet aan die Nuwe Testamentiese kerk en sien wat hulle gedoen het en dan die vraag vra, maar wat moet ons nou doen? Nou, daar was 2 prominente gebeure in die Nuwe Testamentiese kerk. Prominent is nou 'n mooi woord, maar dis amper 'n onmoontlike gebeurtenis wat gebeur het, en deur hierdie onmoontlike gebeurtenisse is daar iets wat na ons kant toe kom, wat ons moet raak sien en wat ons dan vir onsself moet gaan vra. Wat beteken dit vir ons vandag? Wat beteken dit nou vir my? En ons gaan lees daarvan in Handelinge hoofstuk 2. So hier is die eerste prominente gebeurtenis, Handelinge 2 vers 14. Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op, en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe. Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat hier gebeur het. Luister na wat ek sê. Dis die uitstorting van die Heilige Gees waarvan Petrus praat. Nou die gelowiges was by mekaar, skielik was daar hierdie geluid wat uit die hemel uit gekom het, die hele vertrek het geskud. Daar was hierdie groot vuur in die vertrek wat toe verdeel het en op elkeen gaan sit het. Die mense rondom het dit alles waargeneem en besef, maar wat gebeur? En toe staan Petrus op. Hy en die 11 apostels. En dit is die eerste groot prominente gebeurtenis. Toe staan Petrus saam met die ander 11 apostels op. Hoekom is dit hierdie amper onmoontlike gebeurtenis? Laat Petrus opstaan voor die mense van Jerusalem en laat hy vir hulle vertel, maar dit is wat julle nou net gehoor het, dis wat julle gesien het. Want 50 dae vroeër het die disippels weggehardloop toe hulle Jesus gearresteer het. Toe hy gekruisig is, het hulle gaan wegkruip, hulle self toegesluit. Hulle wat gesê het, maar ons sal saam met U staan, hulle het weggehardloop en verdwyn. En Jesus het alleen gestaan. Petrus, ons ken Petrus se storie. Hy het gesweer, ek ken nie vir Jesus nie. 3 keer het iemand vir hom gesê, maar jy ken mos vir Jesus. Jy was mos saam met hom. Dan sê hy, hy het naderhand gesweer, ek ken nie vir Jesus nie. En nou, hier staan Petrus voor die hele Jerusalem op. Saam met die 11 apostels. Hulle wat weggehardloop het, hulle wat weggekruip het. Petrus wat gesê het, maar ek beloof julle, ek ken hom nie. Hier staan Petrus en die disippels op en hulle verkondig. En hulle deel mee wat hier gebeur het. Dis 'n wonderbaarlike gebeurtenis, dis 'n onmoontlike gebeurtenis.
Wie sou gedink het in 50 dae se tyd sou hierdie radikale verandering gekom het? En dit was nie daai een kant in die hoekie van Jerusalem waar die disippels bymekaar was en alles het saggies gebeur en daar was 2 mense buite nie. Dit was deel van die Pinksterfees. Jerusalem was vol mense. Die Pinksterfees was die tyd wanneer hulle fees gevier het oor die Torah wat hulle by Sinaï berg gekry het. Die Pinkstertyd was die tyd waar hulle na die koringoes, die oes het ingekom, dan het almal Jerusalem toe gekom om aan die Here die eer te gee. Dit was ook 'n goeie tyd om te reis, want die weeromstandighede was anders. So hulle sê, met Pinksterfees was daar meer mense in Jerusalem as met die Pasga wat 50 dae terug was. So hierdie Jerusalem is vol met mense reg oor die wêreld. En hier staan Petrus op. En hy sê, laat ek vir julle vertel wat het hier gebeur. Hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat iemand wat vir sy lewe vrees, wat gevloek het en gesweer het, ek ken hom nie, opstaan en sê, maar laat ek julle nou vertel van hierdie hele storie, en hy lê die hele storie van Jesus uit. Hy vertel hulle stukkie vir stukkie vir stukkie, en julle het hom aan die kruis gehang. Wat het gebeur? Wat 'n verandering het daar plaasgevind? Ons kan sê dit was miskien die opstanding, want die opstanding van Jesus was groot en het 'n baie groot impak op die disippels gehad. Maar onthou, Jesus het intussen opgevaar na die hemel toe. So die disippels is nog steeds alleen. Jesus wat saam met hulle was, is nie meer daar nie. Hulle staan alleen en tog staan hulle op daarvoor almal. En hulle sê, kom laat ek julle vertel, wat het gebeur? Wat het die verandering teweeggebring? Wat sê julle? Die Heilige Gees. Die koms van die Heilige Gees. Die koms van die Heilige Gees het hierdie mense heeltemal verander. Hulle wat so vol vrees was, verander totaal. En hulle staan op vir almal en hulle sê, laat ek julle vertel. En as ons verder in die geskiedenis gaan kyk van die eerste gemeentes, hoe hulle vervolg is, hoe hulle doodgemaak is, geslaan is, gestenig is omdat hulle in Jesus geglo het, dan kom alles terug na hierdie punt toe die Heilige Gees, die koms van die Heilige Gees. Presies soos Jesus gesê het. In Johannes het hy dit gesê, in Handelinge het hy dit vir die disippels gesê, wag, die gawe wat die Vader stuur is op pad. En hier gebeur dit. Ons het nou na Johannes 1 vers 12 gekyk en ons het gesê, ons almal het die Heilige Gees. Ons is mos kinders van God. En as ek kind van God is, het ek die Heilige Gees. En nou wil ek jou vra, na aanleiding van dit wat met Petrus hulle gebeur het en die verandering wat by hulle plaasgevind het, is daar 'n verandering in jou? Het jy al radikaal verander om te doen dit wat God van jou vra? Om nie weg te kruip agter my vrees en wat gaan hulle met my doen en ek dink maar net aan my familie, wat se verandering het al in jou gebeur omdat jy die Heilige Gees van God ontvang het? En dis die vraag wat ons vir onsself moet afvra. Want as ons gaan kyk na die disippels, daar was 'n radikale verandering in hulle karakter. Die mense voor die uitstorting van die Heilige Gees en die mense na die uitstorting van die Heilige Gees, is nie dieselfde nie. Voor die uitstorting van die Heilige Gees was hulle vol vrees. Selfs nadat Jesus opgestaan het, die deure was gesluit en hy het ingekom. Hulle was vol vrees. Wat gaan gebeur? As hulle my vang, as hulle hoor maar ek praat oor Jesus, wat gaan gebeur? Hulle was skaam. Wat kan ek nou sê? Wie gaan na my luister? Wie is ek om oor Jesus te praat? Hulle was sekerlik onseker ook, wat gaan ek sê? Wat se woorde gaan ek, hoe gaan ek iemand kan oortuig van hierdie waarheid van Jesus Christus? En God kom en hy verander hulle karakter. Nie meer vreesgevuld nie, maar versekerd. Paulus sê,
Petrus sê, laat ek julle vertel wat het hier gebeur. Nee, moet nou nie vir my kwaad wees nie, maar ek wil net graag nee, laat ek vir julle vertel. Hulle was vol waagmoed. 50 dae terug, toe hardloop hulle. Hier staan hulle op en sê, maar hier is ons. Ons glo in Jesus Christus. Hulle was vreesloos. Gaan kyk na die geskiedenis van die Nuwe Testamentiese kerk. Daai mense was nie bang nie. Hulle is vir leeu's gevoer, maar hulle het gesê, ek staan vir die Here. Ek staan vir die Here. Daar was radikale verandering gewees. Radikaal beteken 'n totale verandering. Deur die Heilige Gees. En ons het die Heilige Gees. Ons het dit nou bewerkstellig. Ons is kinders van God. Ons het gesien uit genade is ons gered. Deur Jesus Christus is ons gered. God gee vir ons die vryspraak van ons sondes. So ons is kinders van God, ons het die Heilige Gees. En as ek die Heilige Gees het, dan moet daar mos hierdie verandering in my kom. Ek kan nie dieselfde verskonings gebruik nie, ek kan nie dieselfde benadering hê nie. Ek moet anders te gaan dink. Maar dis nie net in hulle karakter wat verander het nie. As jy gaan kyk na Petrus se toespraak. Onthou hulle was vissermanne en dit het paar keer die leiers van die Jode uitgevang en hulle vra, hierdie mense is onopgelei en hoor hoe praat hulle. Gaan kyk na Petrus se toespraak oor Jesus. Dis nie Jesus het toe gekom en nee, dis hierdie wonderbaarlike toespraak wat hy gee. Hy haal die Ou Testament uit, hy gaan haal die profeseë, hy wys na Jesus, hy praat wat Dawid gesê het oor Jesus, en hy bring dit alles bymekaar, sodat die mense se harte aangeraak was. Nie net het hy hulle karakter verander nie, maar God help hulle om anders te praat, om anders te dink. Ons hoef nie bekommerd te wees, wat gaan ek sê, wat gaan ek doen nie, maar God sal vir my die woorde gee. Die Heilige Gees maak my vol met sy teenwoordigheid, en ek weet, wat sê hy, wat moet ek sê, en ek gaan doen dit. Hulle was nie bang vir die grense nie, grense wat ons vir onsself stel nie. Hulle het oor hy grense getree. Daar op hierdie dag, toe die Heilige Gees uitgestort is, was daar omtrent 13 verskillende streke se mense daar teenwoordig. Net daar waar die disippels was. Daar naby die punt van die uitstorting van die Heilige Gees. 13 verskillende streke met verskillende tale. En hoor nou mooi. Die disippels het Hebreëus gepraat en Grieks gepraat. Dis al. Dis 2. Wat van die ander 11? Elkeen wat daar was, het hierdie boodskap gehoor in hulle eie taal. So het God ingegryp deur hierdie apostels. As Afrikaans toe al bestaan het en jy was daar, sou jy die evangelie gehoor het, die boodskap van Jesus, van sy kruis, die betekenis daarvan in Afrikaans. En die disippels het dit vertel aan Jode en aan nie-Jode. God het insig gebring, God het wysheid gebring. Dit was hierdie radikale verandering. En nou, hier sit ons, deel van daai kerk. Ons is deel van daai kerk. Ons het die Heilige Gees. Wat gebeur in ons? Die opdrag is nog steeds dieselfde. Die uitdaging is dieselfde. Ons gaan nou na vers 8 kyk, Handelinge 2 vers 8, nie Handelinge 1 vers 8. Nou, dieselfde uitdaging wat hulle gekry het, kry ons. Gaan ons toelaat dat God ons ook so verander. Dit was die eerste groot gebeurtenis. Die tweede prominente gebeurtenis, ek wil lees van vers 37 af, Handelinge 2 van vers 37 af. Net die afsluiting van Petrus se toespraak, vers 36. Hoor wat sê hy hierso? Die hele Israel moet nou vas en seker weet, God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here
en Christus gemaak. Nie 'n banghaar op sy kop nie. By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. Dan sal God julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor, laat julle red tussen hierdie onaardse mense uit. Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Ongelooflike gebeurtenis. Die eerste een is hierdie verskil in die apostelse lewe, se benadering. En dan hierdie tweede een, die mense is diep getref. Dit is nie teen mense wat ook daar was toe Jesus gekruisig is, of hulle ken ten minste die storie van die kruisiging. Maar hier slaan dit hulle harte. Hulle hoor die waarheid. En wat is hulle reaksie? Ons soek bekering. Wat moet ons doen? Wat moet ons doen? En Petrus sê, bekeer julle. En 3000 mense het die evangelie van Jesus Christus aangeneem. Op een dag, dink nou vir 'n oomblik, 3000 mense word vandag by hierdie gemeente gevoeg. Is dit moontlik? Dit het toe gebeur, kan dit vandag gebeur? Ja, verseker. 3000 het dit aangeneem, hulle is gedoop. Daar op daai moment het hulle gesê, ek breek met die Jodendom, ek breek met die Joodse geloof, ek breek met die tempeldiens, ek breek met die offerdiens, ek glo in Jesus Christus, die Seun van God, wat vir my gesterf is. Deur hy doop het hulle gesê, maar dit is my identiteit. Ek is 'n volgeling van Jesus. 3000 mense op een slag. En hulle is almal bedien. Die gedagte is maar, dat hulle daar rondom gedoop is, daar was nou nie genoeg water om almal te doop nie, so hulle het maar water gebring en die mense gedoop. Maar die groot ding is, hulle het hulle bekeer. Hulle het tot God gedraai. Hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik? Hoe kan so iets gebeur? Ons dink ja, dit is 3000 mense vandag wat hier instap. Ons dink dis onmoontlik, maar hoe kan dit gebeur? Hoe dit gebeur in daai tyd dieselfde, dis die Heilige Gees. Die werking van die Heilige Gees met eerste in die disippels, in Petrus en die 11 apostels. En toe in die mense se harte, God wat ingegryp het. Deur die Heilige Gees, hoe werk dit? Hoe brei God sy kerk uit? Hoe bou God sy kerk? Hoe bou hy sy koninkryk? Hy bou dit deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die getuie. Die Heilige Gees is die getuie aan elkeen wat in jou hart in praat. En hy bring die oortuiging deur jou woorde. Hoor mooi. Die Heilige Gees bring die oortuiging deur ons woorde. Ons moet praat. Petrus het opgestaan, die 11 het opgestaan en hulle het gepraat, hulle het getuig. Die Heilige Gees het hulle verander en toe gebruik hy hulle woorde om dit op die mense se harte te sit en sê, dit is die verandering. Die Heilige Gees oortuig met ons woorde. En nou is die vraag, maar hoe praat ons? Hoe gereeld praat ons? Ons sien dat die mense was gevuld met blydskap, hulle wat die woord aanvaar het. En dit is so mooi. Dis hoe ons almal dit beleef, hierdie blydskap, ek behoort aan die Here, ek is kind van God, soos ons nou nog gesê het, hierdie blydskap, ek wil die Here loof. En ons kan dit vir iemand anders bring, deur ons woorde. Daarom die uitdaging, ons moet verkondig sonder ophou.
In die regte tyd en in die uitdagende tyd. Ons moet getuig. Tydig en ontydig. Of dit nou vir my pas of nie pas nie. Ek moet getuig oor Jesus Christus. Want dit is ons getuienis wat die impak bring. Want die Heilige Gees gebruik aan ons woord en sê, maar dit is die waarheid. Jy was ver van God af. Romeine 3 vers 23. Jy was ver van God af as gevolg van jou sonde, maar jy word vrygespreek deur Jesus. Ons moet daai woorde bring en die Heilige Gees sit dit op hulle harte en sê, dit is waar, dit is die waarheid en hieraan sal ek my lewe bind, hieraan sal ek vashou en God bring mense by die kerk. Deur jou. Deur jy wat getuig. Deur jy wat deur die Heilige Gees gebruik word. As ons hierna luister, wat dink jy? Wat dink jy vanmôre? Dink jy, dit was daai tyd, dit was 'n ander tyd. Dit was 'n ander tyd, maar dit is ook dieselfde tyd. Dit is dieselfde kerk. Christus die fondament. So wat dink jy? Kan God my verander? As jy kyk hoe hy die disippels verander het, kan God jou verander. Sodat jy kan bruikbaar wees in sy koninkryk. Jou karakter verander. Jou benaderings verander. Jou vrese wegvat. Jou bekommernisse wegvat. Daai skaamheid wegvat, sodat jy net kan praat oor Jesus. Oor hy wat gesterf het. Kan God jou vandag verander, sodat jy bereid sal wees om op te staan en sê, maar laat ek vir julle vertel van Jesus Christus. Kan jy vandag vol van die Heilige Gees opstaan en sê, so sê die Here. En kan God jou gebruik? Nie alleen kan hy jou verander nie, kan hy jou gebruik om mense na hom toe te lei. Om mense te begelei sodat hulle uitgeruk word uit die koninkryk van die duisternis. Hoor mooi. Deur jou woorde, die Heilige Gees se getuienis, word mense uitgeruk uit die koninkryk van die duisternis en word hulle gestel in die koninkryk van Jesus Christus deur jou woorde. Dis groot. Kan God jou gebruik om mense te lei tot bekering en so mense by te voeg by die gemeente? Wat is jou antwoord? Handelinge 1 vers 8. En om af te sluit. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Dit was vir die disippels gesê. Dit word vanmôre vir ons gesê. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Elke plek waar ons is, tot in die uithoeke van die aarde. Hier sit ons aan die suidpunt van Afrika. Uithoek van die aarde. En dis ons opdrag. En deur die Heilige Gees is dit ons realiteit. So om af te sluit, so is dit vanmôre. God verander ons. Hy verander jou. God gebruik jou. Die Heilige Gees is in ons as kinders van God. En so kan ons lewe. Kom ons sê vir die Here in gebed, Here, dis reg. Verander my vandag. Here, ek is nie meer bang nie, ek is nie skaam nie. Ek is vol bravade vir U, want ek het die Gees. Vorm my en gebruik my tot eer van U naam, tot uitbreiding van U koninkryk. Amen. Kom ons bid saam.